Kom ons kyk 'n bietjie na die verantwoordelikheid van die Christen mentor. Jakobus waarsku ons uitdruklik in Jakobus 3 vers 1. Julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel word. Wat 'n vers, wat 'n waarskuwing. Wat sê Jakobus hier? Sê hy dat ons nie leermeesters moet wees nie? Sê hy dat ons dit moet probeer vermy en glad nie daar gaan nie? Nee, glad nie. Dis nie wat Jakobus sê nie. Jakobus sê wel dat ek en jy moet weet, as ek daai tree gee om iemand se hand te vat en om te lei, dan neem ek verantwoordelikheid vir sy siel en daarom sal ek swaarder geoordeel word. Moenie dat dit jou afskrik nie. Dit moet juis by my en jou 'n dringendheid gee. Jakobus daag my en jou uit om te sê, hoorie, iemand moet verantwoordelikheid aanvaar en hierdie verantwoordelikheid moet ons nie lig opneem nie. Dit is presies waarvan mentorskap. Mentorskap is 'n pad na geestelike volwassenheid vanuit 'n posisie van geestelike volwassenheid. Met ander woorde, ek kan nie iemand lei verder as wat ek self is nie. Wat is geestelike volwassenheid? Ek dink Romeine 8 vers 29 maak Paulus dit duidelik. Hy sê, die wat die Here lank tevore gekies het 'n bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Dis wat geestelike groei is. Dis waar ons moet by uitkom. Geestelike groei is daarom die proses om meer en meer soos Jesus te word. Nou waarom is al hierdie dinge belangrik? Kom ek werk 'n bietjie saam met jou aan 2 Timoteus 2 vers 21. En hy's in jou notas. En jy sal sien daar's 'n paar lyne daar en ek wil hê jy moet dit invul soos ek dit lees. Dit sê, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp van besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vers, want hierdie vers praat eintlik maar oor mentorskap. Dit praat eintlik oor 'n disipelmaker. En daar's 4 redes waarom dit belangrik is. Paulus gee 4 belangrike elemente waarop Timoteus moet let, wat waar moet wees in 'n mentor se lewe, in my en in jou lewe. Hy sê die eerste ding is, ek en jy moet van ons kwaad gereinig wees. Dit is 'n belangrike eienskap, dat ek en jy nie meer doelbewus en moedswillig moet aangaan met sonde nie. Ons lewe moet binne en buite dieselfde wees. Dan die volgende belangrike ding wat hy sê is dat ons moet voorwerpe word van besondere gebruik. Wanneer ek my van die kwaad gereinig het, dan is ek in diens van die Here 'n besondere voorwerp. Verbeel jouself, jy nooi mense oor vir Sondagtee en terwyl jy die koffie of die tee maak, sien jy al die bekers is vuil. Maar jy gee nie om nie, jy gee sommer vir hulle vuil bekers, die ou koffie merke lê nog op die beker aan die buitekant. Jou gaste sal mos nie tevrede wees nie, jy sal mos nie trots wees nie. En net so sê die Here, wanneer ek my gereinig het van die kwaad, dan is ek 'n voorwerp van besonderse gebruik, iets waarop die Here trots is. Die volgende ding wat hy sê is ons afgesonder vir die eienaar. Nou die woord afgesonder is dieselfde woord vir heilig en sê dit ons behoort aan hom, dis spesiaal. Dis daai koppies wat jy uithaal net met spesiale geleenthede, is wat Paulus hier sê, kyk die Here na ons, en dan sê hy, is ons gereed vir enige goeie diens. Hoe bereik iemand geestelike volwassenheid? Ons het nou gesien, hier is nou die eienskappe, dis hoe geestelike volwassenheid lyk, maar hoe bereik ons dit? Romeine 12 vers 1 tot 2 gee vir ons half en half 'n idee van hoe daai pad lyk. Dit sê, gee julleself aan hom as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir hom aanneemlik is, want dit is die wesenlike van julle godsdiens wat julle moet beoefen. Hy gaan verder in vers 2. Julle moet nie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So, om geestelik volwasse te wees, volgens Romeine 12 vers 1 en 2, behels dat ek my lewe opoffer. Ek gee my lewe as 'n volkome offer en ek hou niks meer terug. Nou, is niks in my lewe wat meer aan my behoort nie. Doen 'n eerlike selfevaluasie. Vra vir jouself, is dit waar in jou lewe? Is my lewe oorgegee? Dan, ek stel my in om 'n aanneemlike offer te wees. Met ander woorde, ek offer nie met my lewe op en sê, Here, take it or leave it nie. Ek sê, nee, as ek 'n offer gaan wees, dan moet ek seker maak ek is 'n goeie offer en ek is 'n aanneemlike offer. En dan sê die vers verder, ek moet my afstand, ek word nie meer gelyk in die wêreld nie. Ek gaan nie meer met daai dinge saam nie. Ek distansieer my van die wêreldse dinge, dit bedoel sonde, so ek maak afstand van die wêreld, en dan laat ek toe dat God my hart en my denke verander. So,
Ek tref dan onderskeid tussen wat God wil doen en die wêreld wil doen en ek maak 'n keuse dat op elke aspek van my lewe sorg ek dat ek doen wat God wil hê moet doen. En dit is basies waarop geestelike volwassenheid neerkom en dis waarop ek en jy moet fokus en waarna ek en jy moet streef.